by hierdie gedeelte, môre aand gaan ons na 'n ander gedeelte toe, maar vanaand is ons nog by 1 Korintiërs 4. Ons tema van ons verootmoedigingsreeks, dit wat ons hierdie week ook heel week oor praat, is verootmoediging deur rentmeesterskap. Vanoggend gepraat oor wat is Bybelse rentmeesterskap? En ek glo dit het vir u baie meer lig op die onderwerp geplaas, en veral waar baie mense dink rentmeesterskap gaan net oor finansies, het ons vanoggend nou gesien, wat sê die woord is Bybelse rentmeesterskap, en dit loop dan hand in hand met verootmoediging. Ons teks van die reeks, hierdie ding seker net aansit, ons teks van die reeks is Jakobus 4 vers 6 en 7, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En vers 7, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Waar ons vanoggend vir mekaar gesê het, verootmoediging is om jouself in nederigheid aan die Here te onderwerp. En in hierdie week gaan ons daarop fokus, dat ons dit veral doen, ook met rentmeesterskap. Ons lees dan 1 Korintiërs 4 van vers 1 af. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars. Nou het ek vanoggend vir gesê, daai woord is oikomos, so ons kan daarin sit, rentmeesters van die verborgenhede van God. En verder word van die rentmeesters vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. En so het ons 3 gedagtes vanoggend, en die 3 hoofgedagtes van rentmeesterskap het uit daardie paar verse gekom. So aand gaan ons daar vol staan, ek gaan nie nou die res van die gedeelte lees nie. Kom ons sit dan net so, u kan die hoof buig en ons bid net saam as gemeente. Wonderlike Here, ons kom sê vir u dankie vir dit wat ons so vanuit u woord kan leer, Here, waar u Gees so getrou is, Here, om die woord vir ons oop te breek, om hierdie waarhede in ons harte en ons lewens vas te maak. En bid ons saam met dit, Here, dat ons nie net hoorders van die woord sal wees, en soos Jakobus sê, wat hulle self bedrieg nie, maar dat ons daders van die woord sal wees. Ons bid, Here, dat u in hierdie week ons sal help, ons sal bystaan om getroue rentmeesters te wees van dit wat u aan ons toevertrou het. En sê ons ook dankie, Here. Dis iets wat ons nou nie vanoggend oor gepraat het nie, Here, maar wat 'n wonderlike voorreg om 'n rentmeester van u te wees. Wat 'n voorreg dat u ons met soveel in ons lewens seën, soveel aan ons toevertrou. Kan ons vir u net daarvoor kom dankie sê, Here, maar so bid ons dat u ons ook in hierdie week getrou sal vind in dit wat ons moet doen, en dat u ons net meer en meer sal kom leer vanuit u woord. En ons dankie, Here, vir die woord van God, wat u self geïnspireer het, wat u vir ons gegee het, wat deur die eeue heen nog nooit verander het nie, Here. Dis so wonderlik om te sien, mense, kerkgenootskappe, wat terugkom na die waarhede toe, wat sê, u woord het nog nooit verander nie. Mense het en sieninge het, maar u woord staan vas. Ons dankie daarvoor, Here. Mag u ons ook getrou bevind in die manier wat ons met u woord omgaan. Here, help ook dat ons gemeente getrou sal wees in dit wat u van ons verwag. So ook ons tema van die jaar, om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. Here, en ons sê dankie dat u hierdie tema ook op ons harte gelê het. Dankie dat u ons ook daarmee help in hierdie jaar. Maar so bid ons ook, Here, ons weet, ons moet ook getrou wees om te bid vir die wat siek is, en bring ons daardie name na u toe, Here, vir al die name wat bygekom het, om Johnny van der Merwe, om Konrad Cockcroft, en ook so Tannie Martie, wat geval en haar gewrig gebreek het, Here, en elke ander naam wat daarop is. Ons dink nog steeds so aan oom Hannes Whiteman, Here, en elke naam
dat U so met hulle sal wees, dat U vir hulle sal bystaan, dat U vir hulle sal help, dat hulle U genade sal ervaar, Here, en as dit U wil is, dat U daardie genesing ook wonderbaarlik sal bring, Here, want U is Jehovah Rafa, U is God die geneesheer, U kan enige siekte genees, maar saam met ons bid ons ook, Here, dat U doel sal bereik in elkeen se lewe. En ons vertroue is daarvoor. Wees ook so met ons, Here, wat hier by mekaar is. Ons bid ook dat U vir ons veilig sal hou, waar ons op die paaie gaan wees hierdie week, Here, ook almal wat van ver af kom om hierdie dienste by te woon, dat U hand so oor ons sal wees, Here, en ook die wat môre in hierdie week op paaie gaan. Ons dink ook aan ons lidmate wat weg was in hierdie week, Here, ek dink aan mense wat Parel toe was, en Wellington toe was, en verskillende plekke, dat U hand oor hulle sal wees. Here, ons het in hierdie Desember net gehoor van baie motorongelukke en baie mense wat gesterf het op die pad, en het net weer by ons opnuut gebring, Here, dat ons moet bid vir ons mense op die paaie, Here, en ons sê so dankie dat ons dit kan doen, ons kan die hand van beskerming oor hulle pleit, en ons kan U daarvoor vertrou. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan bid, dankie dat ons nou U woord kan oopmaak, en dat ons daaroor kan gesels, en mag U Gees hierdie woord in ons hart vasmaak, en in ons harte bære. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons teks van oordenking vanoggend is, of vanaand is dieselfde as vanoggend, en dit is vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus, en biddienars, en dan het ek sommer by ons teks van oordenking al dit ingesit, wat ons vanoggend na gekyk het, oikonomos, of rentmeesters, van die verborgenhede van God. Nou vanaand praat ons oor die gedagte, rentmeesters van die evangelie. Nou, ek gaan vanaand net begin om vinnig ons kernpunte vir hierdie week net weer vas te maak, en daardie kernpunte is die feit dat ons verootmoedig deur in nederigheid onderwerp aan die Here te wees. Ons doen dit deur goeie rentmeesters te wees, om te bestuur, getrou te bestuur, dit wat aan ons toevertrou is, om reg te bestuur soos wat die meester van ons verwag. En dit vat onderwerping, dit vat daai oorgawe. En dis waar ons teks van die reeks inkom, wat ek vir u gesê daar in Jakobus, wat sê, onderwerp julle dan aan God. Vanoggend het ons gekyk na wat is Bybelse rentmeesterskap, en dit wat ons vanoggend hanteer het, daardie 3 hoofgedagtes, gaan ons in hierdie week met elke verskillende aspek wat ons hanteer, gaan ons daai 3 gedagtes hou. Want dit is die sleutel wat dit vir ons oopsluit, dit is wat dit vir ons duidelik gaan maak. So daai 3 gedagtes is, God is die een wat dit toevertrou, God is die ons toevertrou, sodat ons dit getrou bestuur, en dan die derde was, ons gaan verantwoording doen van hoe ons dit bestuur. So reg deur die week, met alles wat ons hanteer, gaan dit deurlopend ons punte wees, vanaand ook. Saam met dit gaan ons die res van hierdie week kyk na waarmee het die Here ons vertrou. Wat het hy in ons hande gegee? Ek het vanoggend vir u gesê, R.C. Sproul noem dit a careful examination of what God has given you. Net om weer te gaan sit, te kyk, bestudeer, maar wat het die Here vir ons gegee? En hoe moet ons dit bestuur? En dit is hoekom ons vanaand weer stil staan by 1 Korintiërs 4 vers 1. Want daar kry ons ook waarmee die Here sy kinders toevertrou het. 1 Korintiërs 4 vers 1, ek lees dit net weer. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en biddienaars of rentmeesters van die verborgenhede van God. Nou weet ek nie wie dit vanoggend raak gesien, en wie het miskien al klaar gewonder, maar wat is die verborgenhede van God nie? Want Paulus skryf, dit is waarvan hy 'n rentmeester is. En hy sluit ook elke kind van die Here daarby in. Hy begin daai vers met, so moet ons dan beskou word. So hy sê nie ek of die apostels, hy sê ons, wanneer hy vir die gemeente skryf, beskou word. As dienaars van Christus, biddienaars of rentmeesters, van die verborgenhede van God. Nou wat is die verborgenhede? Ek gaan weer net so vinnig die Griekse woord noem.
Ons is nogal heel besig in hierdie week met die Griekse woorde, selfs môre aand se boodskap het ek al klaar weer 'n Griekse woord in. Maar vanaand se Griekse woord waarmee ons gaan besig hou is verborgenhede en die Griekse woord is mysterion. Klink die woord vir u bekend? Mysterion, mystery. Dis iets wat 'n mens van tevore nie geweet het nie. Dis nou die Bybelse verduideliking daarvoor, die Bybelse definisie. Iets wat jy van tevore nie geweet het nie, maar dit is jou bekend gemaak. So dis amper soos 'n openbaring. En in die Nuwe Testament verwys dit uitsluitlik, die verborgenheid, die mystery, verwys uitsluitlik na die evangelie van Jesus Christus. Dit wat in die Ou Testament nog verborge was, alhoewel dit daar was, maar in die Nuwe Testament is dit bekend gemaak. Nou Paulus het dit klaar vir hulle eintlik verduidelik. Ons weet in die woord van God en veral in die sendbriewe, ons het laas jaar baie oor die sendbriewe gepraat, het Paulus baie keer definisies kom gee, hy het goed duidelik kom maak, en dan wanneer hy daarna verwys, dan weet die gemeente dadelik, maar dis waarvan Paulus praat. En hy het dit hier ook gedoen. Ons teks wat ons na kyk is in 1 Korintiërs 4, maar in 1 Korintiërs 2 het hy dit klaar verduidelik. So u kan weer gou saam met my daarna toe blaai as u wil, maar anders ek gaan dit lees. So 1 Korintiërs 2, hy sê in vers 1 en 2, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nou slaan ek net oor na vers 7 toe. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. So daar het ons daai woord. Wat bestaan in verborgenheid? Wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. So dis Jesus Christus en wat hy sou doen en die boodskap oor Jesus. Dis al van ewigheid af beplan wat die Here Jesus sou kom doen. Nou sê hy wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie, as hulle maar net geweet het wie Christus was. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek die dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het evenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. So Paulus het klaar vir hulle hier kom sê, ek verkondig Christus. Hy het gesê die verborgenheid van God wat nou aan julle openbaar is die boodskap van Christus. En dan hier in vers 12 wat hy uiteindelik sê, ons moet weet wat God ons uit genade geskenk het. En ons weet, weer eens, dis die evangelie. Dit is die boodskap van Christus. So Paulus sê vir hulle, kinders van die Here is rentmeesters van die verborgenhede van God. En daardie verborgenhede, het hy nou klaar vir hulle verduidelik, is die evangelie. Die boodskap oor die Here Jesus, die 4 evangelies, die openbaring van die Nuwe Testament. Dit is wat die verborgenhede is. En dan weer net verder, nou gaan die mense na 1 Korintiërs 9 toe, nou skryf Paulus daar in vers 16 en 17, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê, en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie, want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Skryf weer daai woord. So daai 2 verse gaan ons vanaand bietjie meer oor praat, maar duidelik, rentmeesters van die evangelie van Christus. Paulus kom maak die gedagte vas. Hulle is rentmeesters van die evangelie. Nie net hy nie, nie net die apostels nie, maar die gemeente, die kinders van die Here. En dan kom die gedagtes by mekaar
vir ootmoediging en rentmeesterskap. Want kinders van die Here moet hulle onderwerp aan God deur die boodskap van die evangelie te verkondig, deur dit uit te dra, soos wat die Here verwag. Nou ons het vanoggend gesien, ons is rentmeesters van Christus. Hy het ons aangestel oor alles wat ons in ons lewens het, en vanoggend het ek baie verwys na die letterlike. Ek het gesê 'n paar keer die gesin en ons huise en ons kinders en ons werk en al hierdie tipe goed. Maar as kinders van die Here moet ons vanaand ook besef, dit gaan nie net oor die letterlike dinge nie, ons gaan by dit ook nog uitkom hier van Dinsdag aand af, maar oor die verborgenhede van God, die evangelie. Die evangelie wat lewens verander. Nou, hoekom is kinders van die Here spesifiek rentmeesters van die evangelie? Want dit is hulle wat die krag daarvan ervaar het. Romeine 1 vers 16 sê Paulus, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Hoekom nie? Hy sê, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en dan vir die Griek. So, hy sê, dis die krag van God, dis waardeur lewens verander word, waardeur mense gered word, gered van die toorn van God, gered van 'n toekoms sonder Christus, gered van alles wat sou kon gebeur, deur die evangelie. En nou het ons dit ervaar, dis deel van ons lewens, ons is kinders van die Here, en ons is getuies van die evangelie. Getuies wat weet, wat gebeur as ons daardie krag van die evangelie ervaar. Dink ons aan Handelinge 1 vers 8, en ons gaan meer as een keer vanaand daarna verwys, maar hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Wat is 'n getuie? Dis iets wat iemand gesien het, iemand wat iets ervaar het, en hulle getuig van dit wat hulle ervaar het. Nou dink so daaraan, dis nou vanaand ons voorbeeld wat ons gaan gebruik. Dink so daaraan. In die verlede tyd was daar mos baie koninkryke gewees. Dink veral in Engeland en Skotland en daardie plekke, baie koninkryke met baie verskillende konings. En daai konings het elkeen boodskappers gehad, en dit was 'n uiters belangrike werk gewees, want hulle moes boodskappe tussen die koning en na wie ook al hy hulle stuur, moes hulle hierdie boodskappe dra. Nou kom ons sê, daar was 'n spesifieke koning gewees. En hierdie koning hoor van 'n lokval wat vir sy weermag wag. Sy weermag is nou op pad uit na 'n plek toe, en hierdie koning hoor nou deur mense wat hom inlig, maar daar is 'n lokval. Nou wat doen die koning? Hy roep sy boodskapper, hy sê vir hom, daar is 'n lokval wat wag vir my weermag, gaan sê dit vir hulle. Dit wat ek nou vir jou sê, gaan waarsku hulle. Want hierdie boodskap wat ek vir jou gee as boodskapper, is eintlik die verskil tussen lewe en dood. Tussen of my weermag gaan oorleef of nie. En nou kan hierdie boodskapper mos getrou wees, en hy kan hom wegtrek, en hy kan hardloop, en hy kan sy alles gee om by daai weermag uit te kom om vir hulle te sê, daar's 'n lokval wat wag, draai terug, of wees versigtig, of kyk uit daarvoor, maar hy kan die boodskap oordra, of die boodskapper kan besluit, maar hy gaan nie. Hy is nie lus nie, hy wil nie die boodskap oordra nie, wat gaan dan gebeur? Dan gaan dit op 'n ramp afloop. En dis in 'n mate wat met ons gebeur. Ons is boodskappers van die koning. Ons het 'n boodskap wat die verskil tussen lewe en dood kan beteken. En die Here het hierdie boodskap, die koning het hierdie boodskap aan ons toevertrou. Gesê, waarsku mense. Ons dink aan die seegeel met die wagtoring en die wag wat daarop sit, die waarskuwing wat daar moet uitgaan. Wat gaan ons doen met hierdie boodskap? En die doel dan met ons gedagte vanaand met rentmeesters van die evangelie is, dat ons juis getroue rentmeesters sal wees, as dit by die verborgenhede van God kom. Getroue boodskappers van die koning. So kom ons gaan kyk. Hoe kan ons rentmeesters van die evangelie wees? En ek het nou reeds vir julle gesê, die 3 gedagtes wat ons vanoggend hanteer het, gaan ons nou met elke diens hanteer. So ons gaan nou nie skrik nie, ons elke aand 3
punte en elke aand presies dieselfde punte, net met die verskeie dinge wat ons hanteer. So die eerste een is die een wat dit toevertrou. Ons hou by 1 Korintiërs 4 vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en biddieners of rentmeesters van die verborgenhede van God. Nou ons hou by vanoggend se teks, want dit sê vir ons wie dit toevertrou en dit sê aan wie dit behoort. Dis heel eenvoudig. Bedieners, oikonomos of rentmeesters van die verborgenhede van God. Dit wys die eienaarskap daarvan, dit wys wie dit is, aan wie dit behoort. Dit is sy verborgenhede, dit is sy boodskap, wat vroeër nie bekend was nie, maar wat hy bekend gemaak het. En daai voorbeeld van rentmeesterskap, wat ons gepraat het oor daai woord oikonomos, die bestuurder van 'n huis, is so ook met hierdie boodskap. Die Here het dit wat hy het, hierdie boodskap, oorgegee aan sy kinders, om te bestuur. Nou, kom ons begin het met hoekom die verborgenheid, hoekom word dit verborgenhede genoem, hierdie ding wat mense nie geweet het nie, maar wat uiteindelik aan hulle bekend gemaak is. In die Ou Testament was die boodskap van Christus ingesluit. Ons weet dit, want ons is nou deel van die verligting, ons is deel van die Nuwe Testament. Maar die ou mense het dit nie geweet nie, die mense in die Ou Testament. Ek praat nie van ons ouer mense, die mense in die Ou Testament. Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. Die lam wat geslag moes word by Egipte se uittog, by die Paasfees, gedeeltes soos Jesaja 53, psalms, messiaanse psalms, alles het reeds gewys op hierdie wonderlike boodskap van Jesus Christus. Maar wanneer is dit, het dit van krag geword? Wanneer is hierdie verborgenheid openbaar? Toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het. Toe hy gesê het, dit is volbring, tetelestai, toe die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur het, toe word hierdie boodskap, die goeie nuus, toe word dit van krag. En toe ontvang die disippels hierdie boodskap, dit word aan hulle toevertrou, om dit uit te dra. Dink aan die hoëpriesterlike gebed, en dis altyd 'n wonderlike gebed om weer te gaan lees, maar kom ons kyk gou Johannes 17, jy kan weer saam my blaai as jy wil, Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed. Ons gaan daar weer net na so 'n paar verse kyk. Johannes 17 vers 1, dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos hy hom mag gegee het oor alle vlees, of soos hy mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. So dis nou natuurlik die boodskap, dat hy die ewige lewe gee. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het die heerlikheid op die aarde, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Weet hulle dat alles, wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde, wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. So, die woorde van die Here Jesus Christus, die evangelie, alles wat hy verkondig het, dink aan Johannes 3, oor die ewige lewe, daai boodskap, het hy vir hulle gegee. Ek herhaal net vers 8, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle dit ontvang, en waarlik erken, dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Nou vers 18, ons slaan net so klompie verse oor, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. So die Here Jesus kom praat van sy goddelike sending, om die evangelie basies te kom uitleef, en uiteindelik aan die kruis sterf, en hy sê, dis die woorde wat ek ontvang het, ek gee die woorde vir hulle, en dan sê hy in vers 18, ek stuur hulle uit met hierdie woord. So
So die Here Jesus gee die boodskap vir sy disippels. En hy moes uiteindelik met sy lewe vir hierdie boodskap betaal. So ons kan ons net indink, wat het hierdie boodskap die Here Jesus gekos? Dit het hom letterlik sy lewe gekos. En toe gee hy hierdie boodskap vir die kerk. Hy het dit aan hulle toe vertrou. En die kerk kry die aanstelling van die boodskap. Die eienaar vertrou dit toe aan sy kinders. Ons is die kerk van Christus. Ons is die disippels van die Here en sodoende is ons aangestel oor hierdie boodskap. Nou dis iets wat Paulus weer duidelik kom maak, die feit dat dit vir alle kinders van die Here is. Ek haal weer 1 Korintiërs 4 vers 1 aan wat hy sê, so moet ons dan, hy kom sluit hulle in, hy sê ons dan beskou word as dienaars van Christus, bedienaars van die verborgenhede van God. Dit sluit die gemeente en dit sluit kinders van die Here in. So ek kan nie sê, nee, dis nie my werk, dis nie my taak nie. Die goeie boodskap is aan ons toevertrou. Ons is rentmeesters daarvan. Maar ons kan, soos ons vanoggend gesien het met die gelykenis van die 2 diensknegte, ons kan goeie rentmeesters wees, getroue rentmeesters, maar ons kan ook na die ander kant toe gaan en slegte rentmeesters wees. Die vraag is, wat doen ons met die boodskap wat die Here aan ons toevertrou? Dink weer aan die voorbeeld van die koning se boodskappe. Hy het reeds hierdie boodskap in die boodskapper se hande gegee. Reeds gesê, vat hierdie boodskap, gaan verkondig dit. Nou is dit ons taak om dit te bestuur. En dit bring ons by ons volgende gedagte, ons tweede gedagte wat ons hanteer oor rentmeesterskap of rentmeesters van die evangelie. Ons tweede gedagte is aangestel om dit te bestuur. En nou gaan ons na 1 Korintiërs 9 toe. Want as ek die evangelie verkondig, dis my geen roem nie, want die dwang is my opgelê. Dis waar ons fokus gaan lê, want die dwang is my opgelê. Wee my as ek die evangelie nie verkondig nie, want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Met ander woorde, hy moet 'n goeie rentmeester wees. So hier is ons nou by die gedeelte wat ek aan die begin genoem het, en dit wat Paulus vir ons leer oor die evangelie. Nou dis interessant dat hy sê, die dwang is my opgelê. Hy sê, ek het nie 'n keuse nie. Ek moet die evangelie verkondig. Dit is die boodskap wat aan hom toevertrou is. Dit is hoekom die Here 'n lig Paulus laat hom straal het, hoekom hy hom geroep het vir voltydse diens, want hy moes hierdie boodskap gaan uitdra. Nou, kom ons vat 'n klompie tree terug. Ons vergeet van Paulus. Paulus was nog nie op die toneel gewees nie. Hy was nog besig om dreiging en moord te blaas. En ons gaan na Matteus 28 toe. En ek gaan weer vir ons lees. Dis die ander ding met hierdie reeks. Ons gaan baie aan die Bybel lees, maar ek geniet dit. Ek glo u geniet dit ook daarom. Matteus 28 van vers 16 af. Nou ek seker van u het geweet, toe ek sê Matteus 28, het u reeds geweet waarna toe ek op pad is. Dit is ons 'n bekende gedeelte. Matteus 28 vanaf vers 16. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg, waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So Jesus is die eienaar, as ons die rentmeesterskap gedagte wil hou. Hy is die meester, alle mag is aan hom gegee. Maar kyk wat sê hy dan vir hulle. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Nou het ek al vir u verduidelik, hierdie vers, het mos partisipiums, wat byvoeglike bywoorde is, dis werkwoorde wat verduidelik, hoe moet dit gedoen word, en dan het hy een werkwoord, een opdrag, en daai opdrag is, maak disippels. Dis die opdrag, maak disippels. Die ander gedeelte, die teenoorgestelde gedeelte of teenoorstaande gedeelte in Markus 16 vers 15 sê, hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So die kerk het die boodskap ontvang en die bestuuring daarvan is, dra dit uit. Dis die bestuuring, verkondig dit.
Dis geen wonder dat Paulus sê, die dwang is my opgelê nie, ek moet dit doen. My meester het vir my hierdie werk gegee. Ek is die koning se boodskapper. En, nou beweeg mens aan van Matteus 28 en Markus 16 af, na Handelinge 1 toe, hier gee die Here die toerusting. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So, hy gee die boodskap, hy sê hoe dit bestuur moet word, dit moet uitgedra word, en dan sê hy vir hulle, hier is hulp. Julle sal krag hê deur die Gees om dit te doen. Wat is die effek daarvan? As kinders van die Here getrou is, en hulle dra die boodskap uit, wat gebeur? Dan gaan mens van Matteus 28 af, Handelinge 1, dan Handelinge 2 toe. Met die hulp van die Heilige Gees is Petrus 'n getroue rentmeester, dienaar van Christus, en hy verkondig die evangelie. Hy sê vir hulle in Handelinge 2 vers 21, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Die evangelie, die boodskap word uitgedra. Wat's die effek daarvan? Toe hulle dit goed bestuur en hulle dra dit uit, Handelinge 2 vers 47, skus. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Daar's mense gered, die gemeente het gegroei, die kerk van Christus, die onsigbare kerk, alle kinders van die Here, het gegroei, omdat die dienaars getrou was. Ons kan die effek ook in Paulus se lewe sien. Hy sê die dwang is my opgelê. En hy verkondig die evangelie. Hoeveel gemeentes is nie deur Paulus gestig nie, toe hy daai tyd deur die wêreld reis om die boodskap uit te dra. Hoeveel gemeentes het nie begin oor een man se verkondiging nie. Hoeveel mense het nie tot bekering gekom oor sy getrouheid nie. Dan skryf hy in 1 Tessalonisense 2 vers 19 en 20, wie anders as julle, hy praat van die gemeente, hierso spesifiek die Tessalonisense, hy sê, wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms nie, want julle is ons eer en ons blydskap, die vrug van die evangelie, die wat gered is, hy sê, julle is ons eer en ons blydskap. Daai mense was daar, daai mense was gered, omdat hy 'n getroue rentmeester was. Nou, kan ons weer vir mekaar sê, ons is rentmeesters van Christus, ons is rentmeesters van die verborgenhede van God, van die evangelie, die koning het sy boodskap aan ons toevertrou, wat doen ons daarmee? Dink weer aan vanoggend se tweede gedagte in die vers wat ons daar gebruik het, 1 Korintiërs 4 vers 2, wat sê, en verder word van die bedienaars, weer die woord rentmeesters, vereis. Paulus sê, die dwang word my opgelê, hier staan, dit word vereis, dat hulle getrou bevind word. Die Here vereis van die kinders van die Here, om getrou te wees, met die evangelie van Christus. Ons kan soos Paulus sê, die dwang is ons opgelê. En dis waar ons onsself verootmoedig. Dis waar ons vir die Here sê, ja Here. Want is dit maklik om die evangelie te verkondig? Dit is nie. Weet nie wie van u het al die evangelie verkondig en persoonlik met mense gepraat nie. Dit is nie altyd maklik nie. Baie keer is 'n mens skaam, baie keer is dit net buite my gemaksone, baie keer weet ek nie waar om te begin nie. Ek weet nie wat hierdie keer 'n persoon vir my gaan sê nie. Baie keer as dit familie is 'n mens kwaad, is bang hierdie mense word kwaad vir my en hulle wil nie meer met my praat nie. En 'n mens het al hierdie goed waaraan jy dink en dan is dit baie keer moeilik om met mense oor die Here te praat. Maar dit maak nie dat die Here dit nie van my verwag nie. Ek moet nog steeds 'n goeie rentmeester wees. En dan ook, dis waar ons tema van die jaar inkom, ek gaan nog ons banner opsit, ek wys klaar hier na die kant toe, maar hy is nog nie hier, maar ek gaan hom opsit. Wat ons tema van die jaar is, om die sout van die aarde, die lig van die wêreld te wees, die manier wat ons die evangelie uitleef, dit wat mense sien, het ook 'n uitwerking. Hierdie boodskap wat aan my toevertrou is, wat ek moet verkondig, moet ek ook uitleef. Mense moet sien, maar hierdie boodskap werk. Kyk hoe lyk hierdie persoon se lewe, kyk die verandering wat hulle deurgegaan het, kyk
Hoe leef hulle dit uit? Die vrug van die Gees, Christus gelyk, Christus, kan ek nie so vinnig die woord onthou nie, gelykvormig. Al daai goed wat ons oor gepraat het. Ek leef die evangelie uit, sodat mense gered kan word. En dan net so vinnig, maar ek het dit al baie genoem, maar ek noem dit weer. Hoe verkondig 'n mens die evangelie? Daar's so 'n paar maniere. Die eerste is letterlik met mense te praat, die evangelie te deel, vir mense te sê, maar Jesus het gesterf, en soos Petrus sê, die wat hom aanneem sal gered word. Ons deel die evangelie met iemand. Die tweede manier is my persoonlike getuienis, wat vir my persoonlik seker die maklikste is, net om te sê, dit het die Here vir my gedoen. Hy kan dit vir jou doen. Dis nogal vir my 'n maklike manier. Die volgende een is om iemand kerk toe te nooi. Te sê, kom, luister, want die evangelie gaan van die kansel af. Of dit nou in boodskappe is, of spesifieke evangelie boodskappe, of net deur mense se lewens en teenwoordigheid, hier gaan die evangelie uit. En dan ook deur traktaatjies, waarvan ons baie daar agter het, om vir iemand net iets in die hand te gee en te sê, lees dit, kyk na dit, sit dit in 'n kar se venster, sit dit by iemand se deur. 'n Traktaatjie het ook groot krag. Ek onthou toe Dominee Jurgens Prinsloo hierso was, met sy wederkomsreeks, het hy gesê, sy vrou is gered met een van daai stap vir stap boekies, wat iemand daar in die hand gegee het. So dit werk, traktaatjies, maar die woord van God moet uitgaan, ons is rentmeesters van die evangelie. Dan ons laaste gedagte, want, die bord is klaar op ons laaste gedagte, daar sal verantwoording wees. Ons is weer by 1 Korintiërs 9, die keer net vers 16. Want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie. Die dwang is my opgelê en nou is ons fokus op, en wee my, as ek die evangelie nie verkondig nie, wee my. En ons kyk weer vandag na 'n Griekse woord. Die Engelse woord is woe, wat nogal vir my moeilik verstaanbaar was, woe, en dan in die Afrikaans wee my, maar die Griekse woord is ouai. Dis nogal 'n snaakse woord, dit rol nie so lekker van die tong af nie. Ouai. En dit is 'n diepe hartseer. Soos as iemand dood gegaan het en 'n mens rou daaroor, dis daai tipe hartseer wat hierdie Griekse woord van praat. Ander vergelyk dit weer met 'n groot ramp wat plaasgevind het, en 'n mens het hierdie diepe gevoel van hartseer oor hierdie ramp wat plaasgevind het. Dink aan die taxi-ongeluk wat ek seker is ons almal van weet, en die kinders wat oorlede is, 'n groot ramp waaroor ons 'n diepe hartseer het. En nou kom sê Paulus, dis wat hy sien, dis wat hy ervaar, as 'n rentmeester van God nie getrou is om die evangelie te verkondig nie, hierdie diepe hartseer, want is amper soos 'n ramp wat hy aanskou. Hoekom? Want dis die krag van God. Dis die goeie boodskap wat nie oorgedra word nie. Die krag van God word nie gehoor nie. Romeine 10 vers 13 tot 15, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, dis die evangelie. Dan vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskryf, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou kyk die kontras tussen wee my, daai diepe hartseer en wat hy hierso sê. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie verkondig, die evangelie van vrede, die evangelie van die goeie. Hierso skets hy vir ons 'n baie ander prentjie. So dis die verskil, verkondig die evangelie en kyk hoe mooi is dit. Hoe lieflik is die voete. En dan natuurlik, saam met dit wat ons vanoggend baie op klem gelê het, is die feit dat 'n mens verantwoording gaan doen. Romeine 14 vers 12, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Hy het die boodskap toe vertrou. Hoe bestuur ek dit? Wat doen ek daarmee? Ek gaan eendag verantwoording moet doen. Ons is soos die boodskappers van die koning. Ons het hierdie boodskap van lewe en dood ontvang. Wat gebeur as ons nie hierdie boodskap oordra nie? Daai diep hartseer waarvan Paulus praat. Dink aan toe u gered is. Nou ek seker elkeen van ons is op baie verskillende maniere gered, maar die een ding wat ek weet is, daar moes iemand wees
Daar moes iewers 'n getroue dienskneg, rentmeester wees, wat die boodskap met ons gedeel het. Of dit iemand op 'n kansel was, soos in my geval, wat ek in 'n boodskap gesit het, of dit iemand was wat 'n traktaatjie gegee het, soos met Dominee Jurgens se vrou se geval, of hoe ook al dit sy, iewers was 'n getroue getuie van die Here gewees, wat die boodskap uitgedra het. Wat as hulle besluit het om stil te bly? Waar sou ons vandag wees? Waar sou ons vanaand wees? Hoe sou ons lewens gelyk het? En dan sê ons dankie vir die Here dat daai persoon, wie ook al dit was, getrou was. Dink aan die voorbeeld van die EE3 wat ek ook al vir u genoem het, van die brandweerman. Ek dink ek het die voorbeeld seker al 4 of 5 of 6 keer van die kansel af genoem, maar is 'n treffende voorbeeld waar die EE3 sê, is 'n ware verhaal wat hulle gebruik, maar wat hulle sê, daar was 'n brand gewees, en die brandweerman was daar gewees, maar hy het nie eers uit die voertuig uitgeklim nie, want hy was besig met 'n CD-speler of iets wat hy vir sy baas wou gee, en so brand die gebou voor hom, en toe na die tyd, toe vind hulle uit dat mense doodgebrand in die gebou. En toe is die brandweerman mos oneervol ontslaan, sê ek dit reg, oneervol ontslaan. Maar in elk geval, hy is toe ontslaan uit die diens uit, en daar was stappe teen hom geneem, want hy kon help, maar hy het besluit om nie te help. En dan gebruik die EE3 hierdie voorbeeld, hulle sê, dis hoe belangrik dit is, dat 'n mens met mense deel, dit is soos om daardie mense uit die vuur uit te gaan ruk. In plaas daarvan om net te sit en te kyk hoe hierdie ramp besig is om te gebeur. Dra die boodskap oor. Want ons gaan uiteindelik eendag verantwoording daarvoor doen. Ons het hierdie boodskap van die Here ontvang, wat maak ons daarmee? Mag ons getrou bevind word. En daarmee sluit ek af vanaand. Ek som net so vinnig vir ons op, as rentmeesters het die Here ons toevertrou met alles in ons lewens, en dit sluit iets in wat ons miskien nie noodwendig aan gedink het nie, en dis die evangelie. Die goeie boodskap, die verborgenhede van God, en die Here verwag dat ons getrou daarmee sal wees, dat ons dit verkondig, dat ons dit uitdra, dat ons dit ook uitleef in woord en daad, die evangelie uitdra, want as rentmeesters gaan ons eendag verantwoording doen, vir dit wat ons daarmee gedoen het, en dan daai diepe hartseer, wat Paulus sê, wee my, as mense dit nie doen nie. Mag dit eerder die ander gedeelte wees, wat sê, hoe lieflik is die voete. Ons het as kinders van die Here hierdie boodskap ontvang. Seker die belangrikste ding wat ons ontvang het in hierdie lewe is die evangelie. Kyk hoe hierdie evangelie ons lewens verander. Kyk hoe ervaar ons die krag. Waar sou ons wees sonder hierdie boodskap? Nou moet ons hierdie boodskap uitdra. Dis wat die Here van ons verwag. Gaan ons getrou wees in hierdie saak. So kom ons verootmoedig voor die Here, ons onderwerp ons nie aan die Here, en ons maak 'n erns met hierdie boodskap wat die Here aan ons toevertrou het. En gaan huis toe met daai gedagte, die koning wat sy boodskap oordra, en hierdie boodskap, die verskil tussen lewe en dood. Gaan ons getrou bevind word. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons begin vanaand hierdie gebed deur net vir U weer dankie te sê, Here. Dankie dat U evangelie, die goeie boodskap, ons lewens drasties verander het. Here, en hoe dikwels praat ons nie daaroor nie, al was ons miskien gruwelike sondaars gewees, of al was ons goeie kerkmense gewees, Here, die dag toe ons die evangelie aanvaar en luister en ons U aanneem as verlosser en saligmaker, het dit ons lewens onherroepelik verander. En ons sê vir U dankie, Here, ons sou nie vanaand wees waar ons is, sonder daardie evangelie nie. Ons sou sonder hoop wees, sonder heenkome, Here, maar nou het ons altyd hoop deur die evangelie. En U het ook hierdie boodskap vir ons gegee om uit te dra. Ons dink aan daai woorde, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ons dink aan die hoëpriesterlike gebed wat U gesê het, ek stuur hulle nou. En mag ons getrou bevind word hier. En Here, bid ons weer eens, dat U mense oor ons pad sal stuur om die evangelie mee te deel, dat U vir ons vrymoedigheid sal gee om met hulle te praat. Here, ek dink aan Paulus. Selfs Paulus, wat hierdie groot evangelis was, wat vir die gemeente gesê het, bid vir ons, vir vrymoedigheid.
En so bid ons dit vir onsself ook, Here, dat ons met vrymoedigheid U woord kan deel en mag ons as gemeente in woord en in daad U evangelie uitdra na buite toe. Mag ons goeie getroue diensknegte, rentmeesters van U wees. Dankie dat ons dit kan bid, Here, ons vertrou U ook om ons te bewaar deur die res van hierdie aand en ook so almal wat huis toe gaan, die wat miskien 'n verder pad het om te ry, Here, dat U hand oor elkeen van ons sal wees. Ons loof en ons prys U, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons Christus, ons verlosser en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.